Dankie Here dat daar vanmôre geoefende ore is. Dankie Here dat daar geopende ore is om te hoor. En baie dankie Here dat die Gees vanmôre net sal bring dit wat U sal vereer en verheerlik. En ons gee vir U die eer daarvoor. Amen. Amen. En amen. Ek hoop U het verlede week baie interessante inligting gekry en baie inligting wat jou gehelp het. As jy kan maar na die YouTube gaan kyk, dit is redelik duidelik uitgebring en ek sal jou aanraai om dit weer 'n keer te gaan luister. Want daar was 'n bietjie baie inligting, maar luister maar weer 'n keer daarna. En dan wil ek jy sommer vra, moenie volgende week misloop nie. Want dan volgende week wil ek graag antwoord op wat ek verlede week gesê het. Alright, want ek het verlede week die stelling gemaak, ons praat nie sommer net met God nie. En baie mense het vir my gevra, nou maar wat sê ek as ek met die Here praat? Wat moet ek dan nou sê? Nou volgende week wil ek vir u graag 'n paar riglyne gee. Nie uit my kop uit nie, riglyne gee soos wat die woord van God dit vir ons gee, en dan het jy 'n baie goeie basis om vanaf weg te trek. Amen. Ek het daar op die bord geskryf, ek wil vanmôre gesels oor ons posisie en oor ons roeping, en ek wil dit net een baie duidelik stel, dat vanaf Adam tot op Moses het die dood geheers. Ne? En vanaf Moses tot die koms van die Here Jesus het die wet geheers, en dan het die wet in vervulling gegaan met die lewe van die Here Jesus. Vandat die kruisiging van die Here Jesus, of van sy aardse bediening, tot en met sy opstanding, was genade beskikbaar gestel. Alright? En na sy opstanding, moet ons op 'n plek kom wat ons weet wat God vir ons gegee het met die dood en die opstanding van die Here Jesus, en dan is genade ook nie meer eintlik van toepassing nie. Dan wat van toepassing is 'n nuwe skepping en 'n nuwe lewe wat God beskikbaar gestel het. Alright? Ek weet, jou hele godsdienstopleiding klop nie met genade nie, want ons het nog steeds genade nodig. Maar as 'n mens weet wat die prys van Jesus Christus beteken het, dan het ek nie meer genade nodig nie. Gaan luister maar na verlede week se preek, dan wandel ek in wat God vir my gegee het. Right? Ek weet jy sukkel nou 'n bietjie in jou gees om dit te verwerk, maar luister maar vanmôre. As God jou iets gegee het, het jy nie genade vir dit nodig nie. As God jou iets gegee het, het jy nie genade vir dit nodig nie. Jy het net die openbaringskennis van God nodig om dit deel van jou lewe te maak. Right? En in daai stukkie, om dit deel van jou lewe te maak, net vir daai stukkie het jy genade nodig om te sê, Here, help my dat dit manifesteer en help my dat dit 'n werklikheid in my lewe word. Amen. Het ek jou lekker die mekaar gemaak? OK. Nou wil ek jy moet graag die Bybels vir my oopmaak in die boek van die Hebreërs hoofstuk 3. En ons gaan vers 1 lees, Hebreërs hoofstuk 3, vers 1. En soos ek sê, ek gaan vanmôre gesels oor jou posisie, en my posisie, en ons roeping, en ons plek waar ons met God is. Is jy almal daar? Is reg, soek maar, ek gaan jou kansie gee. Hebreërs hoofstuk 3, vers 1, en ek gaan net vir jou die A-gedeelte gebruik om dit te bevestig, of om die boodskap se titel te bevestig.
Hy sê daarom, heilige broeders, deelgenote van die hemelse roeping, let op die apostel en hoëpriester van ons belydenis, Jesus Christus. Heilige broeders, deelgenote van 'n hemelse roeping. Alright? Jy het dit so, deelgenote van 'n hemelse roeping. Nie 'n aardse bediening nie, nie 'n aardse roeping nie, 'n hemelse roeping. Blaai gou saam met my na die boek van Efesiërs toe. Efesiërs hoofstuk 2 en vers 5. Efesiërs hoofstuk 2 en vers 5. Luister nou baie mooi, julle is deelgenote van 'n hemelse roeping. Partakers of a heavenly calling. Alright? Ook toe ons dood was, luister, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus, uit genade is julle gered. Alright? Alright, lewend gemaak saam met Christus en uit genade is julle gered. Even when you were dead in sins, have quickened us together with Christ, by grace you are saved. Met ander woorde, toe hy Christus lewend maak, toe gaan genade in vervulling en ons word ook lewend gemaak. Né? Nee, dis nie ou nuus vir julle nie. Ons is lewend gemaak. Ons is saam met hom opgewek. Ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus, uit genade is julle gered. Alright? So genade was vir redding. En as jy gered is, het genade sy doel uitgedien. Onverdiende gunst. So uit genade is julle gered, saam opgewek, so genade het sy hoogtepunt bereik. Die oomblik, toe God my lewend maak, saam met Christus. Ok? Dieselfde hoofstuk, vers 10. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus, tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. For we are his workmanship, right? Created in Christ unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Genade, sy doel bereik, toe God vir my 'n skepping gemaak het. Alright? We are his workmanship, created in Christ. So toe ek in Christus 'n nuwe skepsel gemaak is, het ek 'n nuwe skepsel geword en genade sy hoogtepunt bereik. Ek wil jy moet dit baie mooi, baie duidelik verstaan. Ok? Ek gaan vir jy nog een versie lees. Efesiërs hoofstuk 1, vers 3. Dankie Here. Luister wat sê hy. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus Jesus. Ons is opgewek, ons is lewend gemaak, ons is sy skepping en ons sit in dieselfde plek en in dieselfde posisie waar die Here Jesus sit. Die skrif sê mos toe hy hom opgewek het,
het hy hom bo owerhede en bo magte opgehef en het hom laat sit aan sy eie regterhand. Right? So ons posisie dan is 'n posisie wat bevestig is deur ons opwekking. Bevestig dat ons 'n nuwe skepping gemaak is en alreeds bevestig dat ons met alles geseën het wat die geestelike riem, die Vader, die Seun en die Heilige Gees kan aanbied, is ons alreeds daarmee geseën. Ons sit alreeds in daai verhewe posisie en nou wil ek vanmôre hierdie stelling maak. Die seëninge wat God jou gegee het, of die seëninge wat God jou mee toebedeel het, pas by die posisie waar jy sit. En nou moet jy in jouself jou eie gedagte opmaak en sê, waar is my plek? As ek daagliks in die lewe wandel, van watter plek af beheer ek my lewe en van watter plek af lewe ek? Alles wat God my geskenk het, pas by die posisie waar God my geplaas het, sodat ek die roeping van my lewe vanuit daai posisie kan uitlewe. Dink 'n bietjie daaraan. Dink 'n bietjie daaraan. Alles wat hy my genadiglik geskenk het, pas by die posisie wat hy my gegee het. Nou wil ek vanmôre hierdie stelling maak en vir jou vra, as God jou met alles geskenk het en gegee het, wat die geestesriem jou kan gee en kan aanbied, en wat God self jou kan aanbied, wat kom jy kort? Wat het jy in jou vleesmens nodig om dit deel van jou lewe te maak? Dink 'n bietjie. Dink 'n bietjie, wat moet ek ekstra doen? Wat moet ek ekstra doen om dit te laat manifesteer? Wat moet ek ekstra doen om my posisie te bevestig? Wat moet ek ekstra doen om die genade verder te kan uitlig, behalwe die feit dat ek weet waar ek sit? En behalwe die feit dat ek weet, ek kort niks nodig nie. Ek het niks nodig om God te help om hierdie posisie in my lewe 'n werklikheid te kry nie. Dink 'n bietjie wat ek gesê het. Hy het my lewend gemaak. Hy het my opgewek. Hy het my geseën met alle geestelike seëninge in die hemel in Christus. Wat kan ek doen om God te help om daai seëninge deel van my lewe te maak? Behalwe die feit dat ek in my geesmens moet besef en weet dat ek is alreeds klaar 'n nuwe skepping gemaak. So wat kan ek byvoeg? Blaai saam met my na die boek van Romeine toe. Romeine hoofstuk 8. Romeine hoofstuk 8. Ons almal ken vers 1, maar ek wil hier vanmôre na vers 2 toe vat. Ek kort niks en ek as persoon kan niks byvoeg nie. Ek kort niks en ek as persoon kan niks byvoeg om God te help om my heiliger te kry nie. Ek wil dit weer sê. Romeine 8 vers 2. Ek kan niks doen nie. Ek kan niks byvoeg om God te help om my heiliger te kry nie. Romeine 8 vers 2 sê, want die wet, halleluja, want die wet van die Gees, luister mooi, want die wet van die Gees, van die lewe in Christus, het my vrygemaak van die wet van sonde
en van dood. Hoor wat die skrif sê vanmôre. For the law of the Spirit of life, the law of the Spirit of life in Christ Jesus have set me free from the law of sin and death. Met ander woorde, van hier af is ek vrygemaak. Van hier af het genade in vervulling gegaan en al wat oorbly is die geskenk wat God my gegee het deur Christus Jesus. For the law of the Spirit. Ek sê weer die wet van die gees, nie die wet van die vlees nie. Die wet van die gees, van die lewe in Christus, het my vrygemaak van die wet van sonde en dood. En daarom lê ek pertinent die druk daarop, dat ek kan God nie help om my heiliger te kry nie. Ek kan God nie help om my heiliger te kry nie. En ek gaan al die antwoorde wat jy nou in jou kop het vir jou antwoord. Want luister, wat sal ek op die aarde aanbied? En wat sal ek van die aarde af aanbied met 'n vleeslike wet om 'n geestelike wet in orde te kry? Het jy gehoor wat ek sê? Wat kan ek in my vlees van die aarde af aanbied om 'n wet van die gees lewend te kry? So, hoe gaan ek God help? Ek wil dit weer vra. Wat gaan jy in jou vlees aanbied? Van die aarde af. Om dit wat God in die hemel en jou met alles mee geseën het, lewend gemaak het, wat gaan jy hom van die aarde af bied om jou heiliger te kry? Maar ek gaan vir jou dit sê. Ek kan van my Gods gegewe posisie na die aarde toe iets van God afbring. Ek wil dit weer sê, ek kan van my Gods posisie kan ek na die aarde toe bring as gevolg van my roeping vanaf die plek waar God my in sy heilige teenwoordigheid geplaas het. En net verlede week gehoor, as daai dinge of daardie woorde van God nie in myself 'n lewende, heilige werklikheid geword het nie, het ek niks om die aarde mee aan te bied nie. Dan het ek niks om die aarde mee aan te bied nie. Ek het niks in die aarde ingebring nie. Ek kan niks van die aarde af soontoe vat nie. Maar as ek dit lewendig gekry het, vanuit my posisie en in my roeping, kan ek dit na die aarde toe bring. Laat dit 'n bietjie insink. Nou wil ek jou vanmôre vat. Ek gaan baie kort preek vanmôre. Maar ek wil vanmôre iets in jou lewe ek wil dit amper sê inforceer. Inprint. Ek wil jy moet saam met my vanmôre blaai na die boek van Kolossense. Kolossense hoofstuk 2. Halleluja, baie dankie Here. En luister wat sê Kolossense 2 vers 8. Ek wil weer sê, jou vlees kan dit nie beïnvloed nie. Maar dit beïnvloed jou vlees. Hoor vanmôre in Jesus naam. Jy kan dit nie met jou vlees beïndruk nie. Of beïnvloed nie. Maar dit beïnvloed jou vlees. Kolossense 2 vers 8 sê, en hier is waar ek sterk klem wil oplê. En wat die woord van die Here sê. Hy sê,
pas op, dat niemand julle as 'n byt wegvoer, deur die wysbegeerte en nietige misleiding, volgens die oorlewering van mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld, en nie volgens Christus nie. Hoor jy wat hy daar sê? In kort gesê, moenie 'n slaaf word van 'n ander man se opinie wat nie van God af is nie. Moenie 'n slaaf raak van 'n mens se opinie wat nie van God af is nie. Kom ek lees vir jou weer die vers en kry dit. Pas op dat niemand julle as 'n byt wegvoer deur die wysbegeerte. Kan jy sien? Slim begeerte na sy eie denke en sy eie lewensbegeerte. Die oorlewing volgens die oorlewering van mense. Hoor wat die skrif sê, volgens die oorlewering van mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Christus nie. Kom ek lees dit vir jou in Engels. Beware. Not for the dog. Beware lest any man spoil you through philosophy. Weet ons wat dit beteken? Mense in hulle slim praatjies, philosophy and vain deceit. Met ander woorde, niks seggend en niks beteken vir die geestelike lewe nie. Dit het geen waarde nie. After the traditions of men, after the rudiments of the world and not after Christ. Ander woorde, alles wat mense vir jou bring van Adam af tot na die opstanding, moet jy voor oppas. Gebaseer op menslike insigte. Alright, het ek jou. Moenie 'n slaaf word van 'n slim mens se opinie nie. En nie volgens wat God vir jou laat bewerkstellig het nie. Moenie 'n slaaf daarvan word nie. Baie mense het baie mooi en baie slim stories. En hulle kan vir jou baie dinge baie mooi uitlig en uitspel asof dit van God af is. Al wat van God af is 'n nuwe lewe, 'n nuwe skepping in Christus Jesus. Die ou ding het verby gegaan, sê die skrif. Alles het nuut geword. So ek kan nie laat iemand my volgens sy vleesopinie. Luister, ek lê klem daarop dat mense jou volgens sy vleeslike opinie indoktrineer wat nie deur die Gees van God lewend gemaak is nie. Ek lê klem daarop, want mense het vleesopinies. En as dit 'n vleesopinie is dit 'n menslike godsdiens. Kom ons lees vers 18 van dieselfde hoofstuk in Kolossense 2. Ek gaan 'n bietjie tyd vanmôre in Kolossense deurbring. Luister nou mooi. Laat niemand julle van julle prys beroof nie. Laat niemand julle van julle prys beroof nie. Al sou hy behaag hê in nederigheid en verering van engele en indring in wat hy nie gesien het nie en sonder oorsaak opgeblaas wees deur sy vleeslike gesindheid. Ek wil dit weer lees. Laat niemand jou van jou prys beroof nie. Let no man beguile you of your reward in voluntary humility and worshipping of angels, intruding into those things which ye have not seen, vainly puffed up by his fleshly mind. Hoor jy wat die skrif sê? Moenie laat mense jou van jou prys beroof nie. Maak nie saak hoe goed hy in sy beredenering is nie, dit maak nie saak hoe goed hy in nederigheid is nie, dit maak nie saak op watter posisie hy engele plaas nie, dit maak niks saak nie, want dit gaan alles oor sy vleeslike
die fleshly mind, sy flesh, sy vleeslike gesag. En dan maak hy van jou 'n slaaf. En hy maak van jou 'n diensknegt. En hy maak jou ondergeskik aan dit wat God vir jou bedoel het. En jy raak 'n slaaf van 'n ander man se opinie en nie van God nie. Dis rof, né? Want mense wil altyd probeer om jou te vang, om in sy godsdienstsiening ingetrek te word. En dit is 'n vleeslike godsdiens. As iemand jou nie kan optel en vir jou kan wys wat my nuwe skeppingsposisie is en van waaruit ek my roeping kan uitlewe nie, is dit 'n mensgemaakte godsdiens wat dalk al verby is en dalk niks meer waarde het nie. Kom ons lees 'n paar versies. Want hierso kom in vers 18, moet ek kan besef en ek moet kan weet watter plek God my toebedeel het. Want as ek nie oortuig is in my gees wat ek van God ontvang het nie, maak ek die deur vir enige persoon op om enige ding in my lewe in te saai en ek maak myself 'n gevangene van 'n ander man se posisie. So as ek nie weet en ek is nie oortuig van wat God my gegee het, waar hy my geplaas het nie, dan is ek ondergeskik aan 'n vleeslike roeping wat afhanklik is van iemand se opinie. Ja, dan is afhanklik. En weet jy wat maak 'n ander man se opinie? Hy laat my toe om 'n keuse te maak na die kruis. Wil ek lewe of kies ek dood? Dis wat sy opinie my veroorsaak. En ek moet die besluit neem. Kom ons lees 'n paar verse daar uit Kolossense hoofstuk 2. Kom ons lees nou saam vers 20 tot en met vers 23. En dan kyk jy vanmôre, waar pas jy? Kolossense hoofstuk 2 vers 20 en ons gaan lees tot en met vers 23. Alright. Luister. Hy sê, as julle dan saam met Christus die eerste beginsels van die wêreld afgesterf het, waarom is julle asof julle nog in die wêreld lewe onderworpe aan insettinge? Kom ons lees dit net so 'n bietjie in Engels. Wherefore if you be dead with Christ. Dead with Christ, right? From the rudiments of the world. Met ander woorde, jy is dood. Jy is dood vir the rudiments of the world. Met ander woorde, vir die invloed van die vleeswêreld is jy doodgemaak. Wherefore, if you be dead with Christ from the rudiments of the world, why, as thou living in the world, are you subject to ordinances? Hoekom? As jy dan gesterf het vir die eerste beginsels van hierdie wêreld, waarom lewe jy dan nog in die wêreld asof jy ondergeskik is aan hulle? Dis 'n skok, né? Dis 'n skok. Ek wil dit vir u weer lees. As julle dan saam met Christus die eerste beginsels van die wêreld afgesterf het, waarom is dit? Waarom is julle asof julle nog in die wêreld lewe onderworpe aan die insettinge? Alright? Die volgende vers, 21. Hierdie insettinge van soos raak nie, smaak nie, roer nie aan nie. Luister. Almal dinge wat deur die gebruik bestem is om te vergaan volgens die gebooie en leringe van mense. Luister mooi, kyk wat sê die Engels. Which all
are to perish with the using after the commandments and doctrines of men. Met ander woorde, as hy dit vir jou daar gesê het, jy dit gebruik het, is dit klaar uit en verbied, dat dit niks meer waarde nie. Dit het niks meer waarde nie, dit kan niks meer bydra nie, dit is gebruik, dit is afgehandel, en hoekom wil jy nou weer na dit toe teruggaan? Ok, vers 23. Want alhoewel dit 'n skyn van wysheid het, 'n eie sinnige godsdiens, en nederigheid, en in gestrengdheid, teen die liggaam, geen waarde het nie, maar strek tot die versadiging van die vlees. Verstaan ons Afrikaans? Kom ons lees dit dan in Engels. Which things have indeed a show of wisdom, or a show of wisdom. In will worship, and humility, and neglecting of the body. Hoor vanmôre wat die skrif sê. Neglecting of the body, not in any honor to the satisfying of the flesh. Met ander woorde, dit het vir jou vlees geen waarde nie. Dit bring geen guns vir jou vlees nie. Dit bring vir jou geen voordeel nie. Dit bevredig net die persoon wat dit aan jou voorgestel het. Maar vir jou verhouding met God, geen waarde nie. Geen waarde nie. Nou kom ons lees nou die hele ding aan mekaar, van vers 20 tot en met vers 23. As julle dan saam met Christus die eerste beginsels van die wêreld afgesterf het, waarom is julle asof julle nog in die wêreld lewe onderworpe aan insettinge, soos raak nie, smaak nie, roer nie aan nie, almal dinge wat deur die gebruik bestem is om te vergaan, volgens die gebooie en leringe van mense, alhoewel dit 'n skyn van wysheid het, en eie sinnige godsdiens, en nederigheid, en in gestrengdheid teen die liggaam, geen waarde het nie, maar strek tot versadiging van die vlees. Dis hoekom ek aan die begin die stelling gemaak het, wat gaan jy in jou vlees vir God aanbied, dit wat in die geestesrealm is? En die kerk maak ons, of ons mense se insiene, of mense se sienings, in die wysheid van hulle optrede, en die wysheid van hulle geleerdheid, hoe jy dit ook al sê, maak jou 'n slaaf van die vlees, en hulle laat na wat die gees van God. Want die wet van die gees van die lewe in Christus het my vrygemaak van die wet van sonde en dood. So mense maak jou 'n slaaf van die vlees, sodat die gees genade gawes van God, die geskenk van God, jou nuwe skepping, jou nuwe lewe, jou lewe wat geskep is na die beeld van hom wat jou geskep het, word gediskwalifiseer en word uit jou lewe uit weggeruk deur 'n vleeslike geleerdheid. Ek wil vanmôre hierdie stelling maak. As Christus vandag gebore is, wat maak dit saak watter dag ek vereer? Want ek sit in elk geval elke dag in my lewe in sy teenwoordigheid. Ek geniet sy teenwoordigheid, en 'n dag in die vlees beïnvloed nie my verhouding en my posisie en my roeping met God nie. Dit het niks daarmee te doen nie. Dis 'n onafhanklike, eenkant gesitte godsdiens wat nie meer waarde het nie. En in my vlees kan ek nie daai posisie kry nie. God het dit vir my beskikbaar gemaak. En daarom is Paulus baie meticulously, wanneer hy sê, ek maak seker dat ek jou die regte inligting gee. Ek maak seker dat ek jou die regte inligting gee, dat ek jou volmaak in Christus kan voorstel, sodat jy kan dit ervaar wat God in Christus vir jou
beskikbaar gestel het, sodat jy vanuit jou godsposisie jou goddelike eienskappe kan uitleef na die vlees toe, nie van die vlees af soontoe nie. Is dit 'n bietjie te rof? Ek het so pas gelees, dat die eerste beginsels van hierdie wêreld is 'n eie sinnige godsdiens. Dis nie God se gedagte nie. Dis 'n menslike siening. Dis nie 'n godsgedagte nie. Ek het vir jou gelees, dit vergaan met die gebruik. As daai persoon dit gebruik het, as jy dit nou geëet het, en of jy dit nou nie geëet het nie, as jy dit klaar gebruik het, is dit gone with the wind. Maar jou posisie staan nog steeds. Ek het vir jou gelees, dat daardie eie sinnige godsdiens het vir jou en ook vir God en ook vir jou posisie en ook vir jou roeping geen waarde nie. Want jy sien, omdat ons gees, ons siel en ons liggaam, Vader, help my vanmôre. Die liggaam het nie toegang soontoe nie, maar die gees het toegang soontoe. En as ek daardie dinge van die gees, daardie waarhede van die gees in my sielsdimensie kan lewendig kry, dan kan my sielsdimensie my liggaam indoktrineer om lewendig te word volgens die gees van God, volgens die gawe van God, sodat God gemanifesteer kan word in my lewe, in my liggaam, maar my liggaam kan dit nie beïnvloed nie. En daarom lewe ek, as ek in hierdie posisie sit, lewe ek die lewe van God, nie 'n aardse lewe nie. Pas op, dat jy nie toelaat dat mense jou beïnvloed, want alles wat jy nodig het, is in Christus alreeds gedeponeer. Luister vanmôre, ons is in die boek van Kolossense. Kom ons lees net vers 9 van Kolossense 2. En dan sommer vers 10 ook. For in him, in hom, woon die volheid van die Godheid liggaamlik. In him dwell the fullness of the Godhead bodily. Luister mooi wat hy sê. And ye are complete in him, which is the head of all principality and all power. Luister nou vanmôre. In hom woon die volheid van God. En ons is volkome in hom geplaas. Met ander woorde, die volheid van die Godheid is in ons geplaas. Hy wat die hoof is bo alles, ek is volkome. Hoor jy, ek sê volkome. Ek sê volkome in Christus Jesus. So Christus kort niks, en as Christus niks kort kom nie, en ek is volkome in hom, het ek niks tekort nie. Hy sit as hoof bo alles, plaas my in dieselfde plek, so watter aardse wet kan my beroof van God? Ek sit dan volkome in hom. Ek sit volmaak in hom. En hy sit volmaak in die posisie waar God hom opgewek het. Ek sit volmaak in daardie posisie. Ek is volkome, ek is afgerond, ek is geseën met alles, ek is lewendig gemaak. Hoe kan ek vir Jesus iets gee om my heilig te kry?
Pas op, sê Kolossense, dat jy nie 'n slaaf van mense word nie. And you are complete in him, which is the head of all principality and all power. Van hier af, tot daar, by die opstanding, is hy hoof oor alles. Maar hy is ook hoof van alles wat God aangebied het, sodat jy volkome in hom kan wees. Kolossense 3 vers 3 sê, ek hoop hierdie versie gaan vanmôre vir jou ietsie beteken. Want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. For you are dead and your life is hid with Christ in God. Jou lewe is verborge in God. Dis verborge in God. Met ander woorde, ek sit alreeds saam met Christus op in 'n plek saam met God waar geen menslike wet my kan aankla nie. Hoor vanmôre, my lewe is verborge saam met Christus in God. Niks kan by God kom steel nie. Ander skrif sê ek is verseël met die Heilige Gees van die belofte. Niks kan my posisie van God af kom steel nie, tensy ek my toelaat, of tensy ek toelaat deur die slim praatjies van mense wat my wil terugvoer na die eerste beginsels van die wêreld. Maar omdat my lewe verborge in God is, moet ek weet waar sit ek. Moet ek weet, vanuit daai posisie uit, Here, vanuit daai posisie uit, kan ek my roeping vir God uitlewe. En daarvoor kry ons honderde voorbeelde. Soos ek verlede week gesê het, Petrus sê, wat ek het, gee ek vir jou, in die naam van Jesus Christus staan op en loop. Watter posisie het jy? Watter plek besit jy? 'n plek wat beïnvloed kan word deur menslike leringe of die wet van dood, of wat beïnvloed daai posisie? Of sit jy in 'n posisie waar ek as die posisie of die insittinge of die leringe van mense na my kyk, dan sê hulle, al wat ek raak sien is Jesus Christus en niks anders nie. Ek sien nie vir Willem nie. Ek sien net 'n volmaakte skepping as gevolg van my opstanding en my vrede wat ek vir hom bewerkstellig het, sien ek net hulle wat geherskep is na my beeld en na my gelykenis, waar daar geen toegang is vir enige iemand anderste nie, behalwe vir die volheid van die Godheid. En dis waar ek en jy 'n besluit moet neem. Waar sit ek? Waar sit jy? Waar is jou posisie? Van waar af bedien jy? Maar jy sien dat ek nie daar gaan nie. Kom ons bly na Romeine 12 vers 2 toe. Ek het my voorgeneem, ek gaan nie baie lank preek nie, maar lyk vir my. Halleluja. Halleluja. Hy sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Kyk asseblief, word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie, die welgevallige en die volmaakte wil van God is. Nou wil ek jou vanmôre vra, as God jou met alles geskenk het, God jou in 'n posisie geplaas het, God jou lewendig gemaak het saam met sy seun Jesus Christus, hy jou daar geplaas het bo enige owerheid, bo enige mag, bo enige aanklagte, teen enige iets wat die duiwel ook aan jou kan bring. Wat gaan jou
jou posisie onvolmaak maak, behalwe die feit dat jy die leringe van mense glo. En die feit dat jy nie vernuwe is in die gees van jou gemoed nie. Dis al wat jou kan beïnvloed. Want hy het van jou 'n nuwe skepping gemaak, nie gelykvormig aan hierdie vleeslewe nie. Na sy beeld en na sy gelykenis. Nou as ek en jy met God praat, en ek wil volgende week daar uitkom, praat ek met God vanuit hierdie lewe, of praat ek met God vanuit daai lewe? Neem kennis, asseblief. As ek met God praat, benader ek God vanuit hierdie lewe uit, of benader ek God vanuit daai lewe uit? Luister vanmôre, as ek God vanuit hierdie lewe benader, het ek 'n vloek? Het ek 'n slaaf? Is ek 'n slaaf? Is ek onderhewig aan die voorskrifte van Moses en die wet van dood? Maar as ek vanuit hierdie posisie uit met God in gemeenskap tree ek met God in gemeenskap met dieselfde lewe van God wat in Christus was, wat ook in hom was. En daarom kon ek verlede week hierdie stelling maak. As iets in jou lewe lewendig geword het, deur die woord van God, wil ek dit weer sê, as God sê ek. Maar as daai posisie in jou lewe nie 'n werklikheid is nie, gaan jy sukkel om by God uit te kom. Want jou lewe is verborge in God en daar is geen toegang. Hoor vanmôre, jou lewe is verborge in God. Hoe gaan jy toegang tot God kry? As jy die genade en die lewe wat God jou geskenk het, verruil het vir dit. Hoe gaan jy toegang kry? Vader, baie, baie dankie dat ons die voorreg het, dat ons in gemeenskap met die Gees kan sit.